Ons is by die laaste week van lydenstyd, so 'n paar dae van Goeie Vrydag af. En ek staan met die bome hier agter my en dit laat my aan dink aan dit wat 'n kruis genoem word, 'n vloekhout, want dit was presies wat dit was. Dit was 'n groot verleentheid en 'n vernedering om gekruisig te word, wie dit ook al was. Wanneer ons kyk na die 4 evangelies, dan sien ons dat Jesus 7 keer gepraat het. En dit was later dan bekend, soos wat ons dit leer ken het, as die 7 kruiswoorde van Jesus Christus. Die een wat my die meeste opval, en elke keer slaan dit my amper tussen die oë, is die een waar Jesus vir die ouens wat hom gekruisig het gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mahatma Gandhi het gesê, the weak can never forgive. To forgive is only a quality of the strong. En dan het iemand anders ook gesê, dat deur te vergewe, verander ons nie die verlede, dit wat agter ons is nie, maar ons het 'n kans om die toekoms te verander. Ons kan mense vrymaak, in plaas daarvan, om vasgekluister te bly aan dit wat in die verlede gebeur het. Die Straatligkinders in Bouwerbosch het onlangs in 'n nuwe album van hulle, liedjie Nikodemus, en daar sing hulle om te sê, Vader, vergeef hulle, hulle weet presies wat hulle doen, ons weet presies dit wat ons doen. So wanneer ons iemand seermaak met woorde of met dade of wat dit ook al mag wees, dan weet ons baie keer dit wat ons doen. En as ons dan nou dink aan Goeie Vrydag en Jesus Christus wat vir die ouens wat hom gekruisig het gesê het, Vader, vergeef hulle, dan dink ek is dit iets wat ons ook kan doen. Al is dit hoe moeilik. Ons dink baie keer aan vergifnis om te sê, maar daai ene verdien net nie om vergewe te word nie. Jy weet nie wat daai persoon aan my gedoen het nie. Ek kan net nie daardie persoon vergewe nie. Ek kan nie so ver kom nie. Wie is ek of jy om te sê ek kan nie so ver kom as Jesus gesê het, vergewe die ouens wat my onskuldig aan hierdie vloekhout vasgemaak het. Wanneer ons met ander woorde dan Paastyd binne gaan, met Paasnaweek wat voor ons lê, kom ons maal bietjie deur ons gedagtes. En miskien 'n bietjie in die verlede, om net by onsself te dink, wie het ek nodig om te vergewe? En vergewe daardie persoon. Niemand verdien om vergewe te word nie. Ons verdien nie eers om deur Jesus Christus vergewe te word nie. Maar kom ons dink, wie se toekoms kan ons verander deur vir hulle te sê, ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Kom ons sit dit wat gebeur het agter ons en ons gee vir elke een van ons 'n nuwe toekoms, dat ons hierdie toekoms kan ingaan, vry van die verlede wat ons vashou. Vergewe hulle, al weet ons wat ons doen. Geseënde Paasnaweek.